just as He is. Halleluja. Kyk, so spreek die Here. Die uur het gekom waar die hemel met die kansel sal kontak maak, sê die Here. Dan sal die Here se Gees en sy woord een word, sê die Here. En die hart van die mens sal gepenetreer word, en dit wat woes is sal weer herstel word, en dit wat dood is sal ek weer opwek, spreek die Here. En kyk uit, sê my God vanmôre, daar kom 'n opwekking van 'n liggaam soos jy dit in jou lewe nie beleef het nie, want die uur het gekom, sê die Here, waar my Gees en my woord een sal word, en dit wat in my woord een sal stuur, sal nie leeg na my terugkeer nie, maar doen wat my behaag, sê die Here, en sal lewe en oorvloed daarvan skep, sê die Gees van die Here. Kyk om, sê die Here, van die hemel gaan op die kansel neerdal, en daar sal 'n opwekking wees in hierdie uur, spreek die Gees van die Here, Here, en vanmôre in hierdie tabernakel. Halleluja. Van die woord. Here, ons prys U vanmôre. Here, ons verklaar buite U is daar geen God nie. Here, ons is op soek na dit. Ons is op soek, Here, na hierdie lewe, na hierdie eenheid, na hierdie oorvloed, waar God weer homself openbaar as die enige ware God van hemel en aarde. Here, ons wil U prys vanmôre. Ons wil U eer vanmôre. Ons prys U, Here. Here, word verheerlik vanmôre in die naam van Jesus Christus. Here, word verheerlik vanmôre, want U is God. Here, ons verklaar vanoggend dat buite U waarlik is daar geen God. Here, dis net U. Dis net U wat ons een maak. Here, dis net U wat ons een heerlikheid gee. Here, U is dan die Vader van die heerlikheid. En Here, U is dan die een wat lewe gee en oorvloed van lewe. Vader, ons wil U prys vanmôre. En ek wil U bid dat U verheerlik sal wees in dit wat vanmôre verder gebeur. Here, ons wil U prys vanmôre. Kerk van God, ek wil U met die Here loof en die Here prys. Dan kom ons voor
Halleluja. Kind van die Here, kan jy sitplek neem vir 'n kort rukkie. Ons het Woensdag aand, mense sien, 'n wonderlike tyd in die Here gehad. Waar ons gestaan het en gesê het en ons gebid het, Here, herstel die blydskap van die mens. Want die woord van God leer my dat die blydskap in die Here, dit is ons beskutting. En ons het die reg en ons het die voorreg vanmôre om bly te kan wees in die naam van die Here. Nou kind van God, ek wil net iets vra voordat ek die woord bedien. Ons is nie in 'n NG gemeente nie. Ek het nou gesien almal van julle se arms en hande is nie in gips nie. Ons kan hande klap, ons kan die Here loof en ons kan die Here prys. En ek glo daar's iets wat met julle stem en so ons kan amen en ons kan haleluja sê. Is dit reg so? Goed. Ek wil hê dat die woord vanmôre sal oopmaak by Lukas die 23ste hoofstuk. Lukas hoofstuk 23. Nou ek wil hê dat jy nie moet vergeet wat die profesie was wat uit die mond van Pieter van Wyk uitgekom het nie. Hou daardie boodskap in gedagte, of die profesie in gedagte, want ek weet nie vanmôre of hy afgeluister het toe die Here met my gepraat het, maar hou daardie woord net vir 'n oomblik in gedagte. Jy sal nou hoor hoekom ek so sê. Goed, ek lees vers 33. Lukas 23 en ek lees vers 33. En nou weet ek wat baie van julle dink, ek gaan nou praat oor die kruisiging, nee, ek gaan nie. Ek gaan heeltemal oor iets praat vanmôre wat ek nog nooit in my hele lewe, selfs in my 40 jaar, ooit gehoor het. Nie van enige kansel af nie wat ek van kan onthou. En ek self het dit nog nooit bedien nie. Maar kom ons lees die woord vanmôre. En toe hulle op die plek kom wat hoofskedel genoem word, het hulle hom daar gekruisig en die kwaaddoeners een aan die regter en een aan die linkerkant. En Jesus sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En hulle het sy klere verdeel en die lot daaroor gewerk. En die volk het dit staan en aanskou. En die owerstes het saam met hulle ook geskink en gesê, ander het hy verlos. Laat hy homself verlos, as hy die Christus, die uitverkorene van God is. En die soldate het hom ook bespot en gekom en vir hom asyn gebring. En gesê, as u die koning van die Jode is, verlos u self. En daar was ook 'n opskrif bokant om geskrywe in Grieks en Romeins en Hebreëse terme, of letters. Hy is die koning van die Jode. En hier begin my boodskap. En een van die kwaaddoeners wat opgehang is, het hom gesmaak en gesê, as u die Christus is, verlos u self en ons. Maar die ander een antwoord en bestraf hom en sê, vrees jy ook God nie, terwyl jy in dieselfde oordeel is?
Ons is tog regverdiglik, want ons ontvang die verdiende loon vir ons dade. Maar hy het niks verkeerd gedoen. En hy sê vir Jesus, dink aan my Here, wanneer u in u koninkryk kom. En Jesus antwoord hom, voorwaar, ek sê vir jou, vandag, nie môre nie, nie oor 10 jaar van nou af nie, maar vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Vandag. Kind van die Here, ek moet jou praat vanmôre oor 'n dief. Aan die regterkant of die linkerkant, die Bybel sê nie presies watter een van die twee dit was nie. Maar ek moet jou praat oor die dief in sy nodensuur. Besef hy, hier langs my is die een en die enigste een wat my kan help. En as ek vanmôre my boodskap 'n titel kan gee, ek moet jou praat vanmôre oor 'n boodskap, vandag. Vandag is dit die dag. Wanneer ek na die woord van die Here kyk in hierdie geleesde gedeelte, dan sien ek vanmôre kan 3 groepe mense hier groepeer. Die eerste groep mense, en ek verwys natuurlik nou hier na die eerste kwaaddoener, na die eerste een wat Jesus gespot het. Die eerste groep mense verwerp hom. Selfs die kwaaddoener wat daar langs Jesus hang, kon nie insien dat hy die seun van God is wat in staat is om sy siel te red nie. En hy verwerp hom, hy spot met hom. Dan kry ons 'n tweede groep mense. Dis die groep mense, hulle weet van Jesus, hulle erken dat hy hulle skuld gedra het, hulle erken dat hy gekom het, maar hulle wil nie deel hê aan sy lyde en een wees met hierdie Jesus nie, want hulle skaam om dit te erken. Maar dan is daar 'n ander groep. En ek dank die Here vanmôre vir hierdie groep manne en vroue vanmôre. Dan is daar 'n ander groep wat hom soek met hulle hele hart en met hulle hele siel en met alles wat binne hulle is. En vanmôre sê die woord van die Here, vandag is ek in jou midde. Vandag herstel ek dit wat dood gegaan het. Vandag sal ek weer opwek wat jy die eeue heen agteruit gegaan het en dit vanmôre weer vir jou lief maak, sê die Here, vandag is dit jou dag. Vandag, nie môre nie, vandag. Kind van die Here, in hierdie toestand, vanmôre terwyl ek afsonder, sê die Here vir my, ek was in hulle teenwoordigheid. Ek het in die middel van daardie twee kwaaddoeners gehang. Ek was in hulle teenwoordigheid. Die een verwerp my en die ander een roep om genade. Hy sê, net soos ek ook in die huis van my kinders, en net so besoek ek ook my kinders, ek is 24 uur in hulle teenwoordigheid, maar hulle besef dit nie, hulle weet nie meer dat ek in hulle midde is nie, want hulle wil my nie erken as die een wat die oplossing is vir die dag van môre en vir vandag nie. Vandag, kind van die Here, moet ons hart vir die Here oopmaak. Vandag moet ons die Here toelaat om in ons lewe 'n wonderwerk te doen. Vandag is dit nodig dat ons die Here sal aanroep soos nog nooit van tevore nie. Vandag. Ek wil nie vir jou praat oor die eerste misdadiger of die eerste kwaaddoener nie, maar ek wil juist praat oor die tweede een. Ek wil praat oor die tweede misdadiger. Jy sien, hy het iets gesien wat die eerste misdadiger, kwaaddoener, nie gesien het nie. Hy het iets opgemerk. En wat my wonderlik is, hy het nie uitgevra, of hy het nie na Jesus uitgevra op die kruis en eers 'n gesprek met hom gevoer, om uit te vind, is hy waarlik die Christus, die Seun van God nie.
iets omtrent hierdie man van Golgotha, wat andersins was as die ander wat hy gesien het. Hierdie Jesus was andersins as die skrifgeleerdes en die fariseërs. Hy het geweet dat hierdie is nie 'n normale persoon wat hier in die middel hang nie. Daar's iets aan hierdie man wat hom verskillend maak dan al die ander. Hy het geweet dat hierdie man Christus is. Hy het geweet hierdie man in die middel is die redder. Hy het geweet dat hierdie man in die middel is die enigste verlosser. Hy het geweet hierdie man is die groot ek is. Hy het geweet hierdie man is die een wat die storms kan stilmaak. En weet jy wat kind van die Here het hierdie man nog geweet? Sonder dat iemand dit vir hom te gesê het, roep hy uit en hy het geweet dat hierdie man met die naam van Jesus Christus is die opstanding en die lewe. Jesus staan by die graf van Lazarus en hy sê vir daar, hy wat in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. En al wat hierdie man langs die Seun van God vra is, Here, dink aan my wanneer u in die paradys of in die koninkryk kom. Kind van die Here, terwyl ek besig was om die woord voor te berei, sien ek iets. Nêrens in die woord van die Here word daar verwys dat Jesus ooit 'n gesprek gehad het met hierdie rower of met die kwaaddoener. Nêrens dis hoor ons van die kwaaddoener wat dalk in die skare was. Behalwe nou nie. En in hierdie man se nood, in hierdie man se krisis, besef hy terwyl hy aan die kruis hang, dat hy die koning is, en dat hierdie koning anders as die ander konings is. Hierdie is nie 'n normale koning nie. Dis iets by hierdie koning wat 'n bietjie anders is as by die ander. En aan die kruis ontvang hierdie kwaaddoener. En dat kan verkeerd wees. En ek sê weer myns insiens, ontvang hierdie rower, hierdie kwaaddoener aan die kruis 'n openbaring van openbaringe. Hy sê in vers 42, hy sê, dink aan my Here, wanneer u in u koninkryk kom. Niemand het vir hierdie kwaaddoener gesê, Jesus behoort aan 'n koninkryk nie. Niemand het vir hierdie kwaaddoener gesê, hierdie Seun van God het 'n koninkryk wat nie van die aarde is nie, maar aan die kruishout van Golgotha, halleluja, ontvang hierdie man 'n openbaring dat hierdie Jesus hom na 'n plek kan neem, na 'n ewige koninkryk, kind van die Here, wat nie met hande gemaak is nie. Die Bybel leer my iets. Dit maak my opgewonde vanmôre. Ek voel vir Woensdag aan, ek wil die bo oorspring. Ek moet net myself vertoon, want anders gaan 'n paar van julle die kerk hardloop vanmôre. Die Bybel leer my in Daniël 7 die volgende. Daniël hoofstuk 7 vers 13 en 14 staan daar geskrywe. Ek het gesien in die naggesig en kyk met die wolke van die hemel het ek een gekom soos die seun van 'n mens. En hy het gekom by die oue van daar. En hulle het hom gebring voor hom en aan hom is gegee heerskappy en eer en koningskap en al die volke en nasies en tale het hom vereer. Sy heerskappy is 'n ewige heerskappy wat nie sal vergaan nie en sy koninkryk een wat tot in alle ewigheid toe nie vernietig kan word nie. Halleluja. Vers 18 sê en die heiliges van die Allerhoogste sal die koningskap ontvang
en hulle sal die koninkryk in besit neem tot in ewigheid, ja, tot in alle ewigheid. Vers 22 sê die volgende: totdat die ouwe van daar kom en aan die heiliges van die Allerhoogste reg verskaf is en 'n bepaalde tyd gekom het, dat die heiliges, dis nou u en ek, die koninkryk in besit geneem het. Niemand het aan daardie kwaaddoener vertel, hierdie Jesus behoort uit 'n koninkryk wat vir ewig bestaan nie. Maar aan die kruis, halleluja, ontvang hy openbaringe van openbaringe. En weet jy wat, kind van die Here, u en ek wat hier sit vanmôre, behoort aan hierdie selfde koninkryk wat nie vernietig kan word nie. Halleluja. Ons behoort aan hierdie koninkryk vanmôre. Ons is deel van hierdie koninkryk vanmôre, kind van God. Elke bloedgewaste seun en dogter van God het deel aan hierdie koninkryk. Jy sien, koninkryke deur die eeue en hier op aarde word verwoes. Gaan kyk maar in die vorige eeue konings, hulle koninkryk het geval. Hulle is uitvermoor. Hulle is doodgemaak. Maar ek ken vanmôre 'n koning. Ek ken vanmôre die koning van die konings. Hulle vat hom, hulle sit hom aan 'n kruis en hulle dink dit is die einde. Nee, dit was nie die einde nie. Dit was die begin van ons heerlikheid. Dit was die begin van ons koningskap. Dit was die begin van ons geregtigheid vanmôre wat ons kan hê deur Christus Jesus. Dit was die begin van ons hele bestaan as kinders van God op hierdie aarde. Daardie koning kon hulle nie doodmaak nie. Die graf kon hom nie hou nie. Die dood kon hom nie hou nie, want die woord van God leer my, op die 3de dag was daar 'n belofte gewees, sal jy my seun uit die dood uit opstaan. En ek dank die Here vanmôre ook uit my geestelike dood. Ja, ek was dood, geestelik mors dood. Jy sien, daar's trappe van vergelyking van dood, as jy geweet. Daar's dood, dan is daar mors dood, en dan was mors dood gevrek. Nou ek dink ek was die 3de trap. Ek was mors dood gevrek. Maar daar was 'n dag gewees, halleluja, toe die Here hierdie sondaar, hierdie misdadiger uit die moddersluise van die wêreld kom uithaal het en my 'n naam gegee, 'n naam bokant elke ander naam, die naam van Jesus. Halleluja. En ek het gered en gewas en ek het gewederbaar. So ek het ook uit my geestelike dood uit opgestaan danksy die wedergeboorte. Ek is vanmôre saam met Christus gesetel in hemelse plekke. Ek sit vanmôre en ek het vanmôre 'n koninkryk. Hierdie koninkryk wat ek besit, kind van die Here, kan geen dief inbreek. Geen dief kan in hierdie koninkryk inkom en my erfdeel steel nie. Want my koninkryk kan jy nie met die oë sien nie. My koninkryk is in die Here vanmôre. En daardie koninkryk, ons het nou nog gesê, we shall see Jesus. Wanneer ons van hierdie aarde af weggeneem word, sal ons hom sien soos wat hy is. En ek en u sal aan hom gelyk wees. Ons sal wees soos wat hy is. Gelyk. Daar sal geen verskil wees nie. Ek wil my kort boodskap afsluit. Ek het jou gesê, onthou wat die profesie was. Nie die profesie vergeet. Sal nou oorkom, ek so sê. Die Bybel leer my nog iets. Ek kan net onthou waar dit staan. Openbaring 1, vers 4 en 6, sê die volgende. Goed lees maar vers 5 en 6, hy sê, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde, aan hom wat ons lief gehad het, en ons van ons sondes gewas het in sy bloed, en ons gemaak het konings. Ek onthou jare, net jare terug, so ruk terug,
Was daar 'n boodskap een Sondagmôre waar ons vir mekaar in die oë moes kyk en vir mekaar sê goeiemôre koning. Wie van julle kan daai boodskap nog onthou? Miskien moet ons weer vanmôre mekaar net vir 'n oomblik in die oë kyk. Kyk net gou vir die ou langs jou. Of jy nou kom kwaad is, maak maar reg. Maar kyk hom in die oë en dan groet jy hom, dan sê jy vir hom of vir haar, hallo koning. Sê vir mekaar, hallo koning, want dit is wat jy is, kind van die Here. Jy's 'n koning vanmôre gemaak deur Christus Jesus. Jy's 'n koning. Jy het 'n koninkryk wat vanmôre nie vernietig kan word nie. En weet jy wat is my wonderlik? Dat daardie koninkryk vandag, nie môre nie, vandag weer sigbaar sal word op hierdie aarde. Daardie koninkryk sal weer in demonstrasie op aarde gemanifesteer word. Dat daar's 'n koning wat aan daardie koninkryk behoort. Sy naam is Jesus. En hy sal weer sigbaar wees, soos in die boek van Handelinge. Hy sal weer sigbaar wees soos deur al die eeue heen. Daardie Jesus sal weer sigbaar wees. Amen. Hy sê ons konings en priesters gemaak vir sy God en Vader. Aan hom die heerlikheid en die krag tot en ewigheid. Net 'n koning het 'n koninkryk. En ons koninkryk, jou koninkryk, is vanmôre 'n ewige koninkryk. En hierdie man roep uit en hy sê vir die Here, dink aan my. En Jesus sê vir hom, vandag. Jy sien kind van die Here vandag. Vandag is die weg gebaan. Vandag is ons saam met Christus gesetel in hemelse plekke. Vandag is die dag van die Here. Vandag is die dag vir redding, van verlossing, van vergifnis, vir genesing. Vandag, die Here het vir my gesê vanmôre terwyl ek afsonde, vandag is dit die dag van herstel. Ek het nie geweet wat uit die mond van die profeet gaan uit om te geprofeteer het nie, maar toe hy sê dat daar gaan 'n herstel kom, toe weet ek, die Here het vanmôre met my gepraat. Vandag, nie môre nie oor 10 jaar van nou af nie, maar vandag gaan die Here begin om 'n herstel te bring in sy huis, en die hemel en die kansel sal weer in 'n vereniging staan, en die woord van God sal weer vanmôre uitgaan, en die krag van die Here sal weer dinge doen wat ons nog nooit gesien of van gehoor het. Daar's krag in die woord van God. Kind van die Here. Dink ek het dit Woensdag aand gesê, en ek graag dit herhaal. En ek dink ek het al baie in my lewe gesê, maar ek wil vanmôre weer sê. As daar ooit 'n verlange in my hart is, boonop om Jesus te sien, het ek 'n ander verlange ook. En daardie verlange is na die herstel van ware Pinkster. Amen. Van die ware teenwoordigheid van God in ons midde. Jy sien, ons sê baie keer, God besoek ons. God is hier. Ek sê nie, daar is iets meer fout nie. Maar as God waarlik in ons midde is, kan ons nie dieselfde by die deur uitstap as wat ons daarin gekom het nie. Want die God wat ek aanbid, doen nie halwe werk nie. Hy's nie 'n mens wat 'n halwe jobbie doen. Hy gee nie vir jou 'n pynpiltablet of 'n Adderall of 'n R10 of 'n grandpa nie. Die God wat ek aanbid, in 'n oomblik se tyd, red hy, genees hy, en hy verlos. Dis die God wat ek aanbid. En kan ek hier 'n geheim vertel van hierdie God? Hierdie man, met die naam van Jesus. Jy sien, daar's twee koninkryke, 'n koninkryk van lig en 'n koninkryk van duisternis. En die God van die koninkryk van lig is die een wat in staat is om die mag van die een te verbreek, die een van die koninkryk van duisternis. Jesus breek al die bande en hy maak my vry. Daar's krag in die bloed van my Jesus.
Ag, en ek kon nie vanmôre dit verhelp nie, Pastoor Janie. Net om hier te kon skryf dat die blydskap van die Here is my beskutting nie. Jy sien, wanneer dit swaar gaan, en wanneer dit nie lekker gaan nie, en wanneer dit voel, die hele wêreld druk op jou skouers, en jy voel jy wil moet opgee, die pad van die Here raak nou te swaar, jy wil jou kruis neersit, want dit is nie meer lekker nie. En ek dank die Here vir daardie versie wat sê, maar die blydskap van die Here is my beskutting. Wanneer jy begin bly raak in die Here, dan val die laste van die wêreld van jou skouers af. Wanneer jy jouself begin verbly in die naam van die Here, dan begin dinge gebeur in jou lewe wat jy nooit gedink het sou gekom of kon gebeur. Jy sien, kind van die Here, vandag is dit jou dag. Verlang bid ons, verlang vra ons, verlang het ons 'n behoefte aan die dinge van die Here, maar die uur het gekom en dit is nou. Dis vandag. Jy sien, hierdie rower het gevra, Here, dink aan my. Dink aan my, Here. En ek dink vanmôre, kind van die Here, daardie man het blydskap in sy siel gehad om te kon die dood in die oë te kon kyk, nadat Jesus vir hom gesê het, vandag. Kom die storm, het hy geweet, my God kan. Kom vervolging, my God kan. Kom die kruis, my God kan. My God kan vanmôre alle dinge doen. Ek wil afsluit met 1 Timoteus 1:17. Wat sê? Vir my is hierdie een van die mooiste skrifgedeeltes in die woord van die Here. Ek onthou baie jare terug, die ou Pinkstertyd, praat nou van baie jare gelede. En miskien sal van die ouer mense die vers baie goed onthou, want ons het die ding gereeld gesit. En nie net gelees nie. Wat sê? Aan die koning van die eeue, die onverderflike, onsienlike, alleen wyse God, kom toe die eer en heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. O, aan die koning van die eeue, o, die onverderflike, die onsienlike, die alleen wyse God, kom toe die eer en eerlikheid. Onthou wil ek die ding sing. Ek kan, dis nie my probleem, want ek ken nie wys nie. Kom toe al die eer en die heerlikheid tot in ewigheid. Kind van God, dit is my Jesus daardie. Dit is die Jesus wat ek aanbid daardie. Hy is die koning van die eeu, hy kan nie verander nie. O, jy kan verander, ons word oud en ons word, op as ek deel daarby. Maar ons word nie meer mooier as jy ouer word nie. Hierdie tentwoning moet vergaan. Ons hare val uit. Ons kry plooie, kry plekke, of jy kry seer op plekke wat jy nie gedink het bestaan nie. Maar ek dank die Here, hier binne in my is daar 'n beeld, die beeld van Christus, die beeld van God, wat dag na dag vernuwe word, wat nie kan oud word nie. Hy word nuut elke môre. Elke môre word die beeld van God hier binne in my nuut. Hoekom? Want daar's 'n koning hier binne aan my aan die werk, om my aan hom gelyk te kry, wanneer hy verskyn, om sy eiendom te kom haal. Jy sien vanmôre, kind van die Here aan die kruis, het daardie man 'n boodskap van Jesus ontvang. 'n Boodskap van lewe en lewe in oorvloed. Jy sien, hy kon die dood in die oë kyk met die wete. Jesus het hom 'n belofte gegee wat sê, vandag sal jy saam met my wees. En net so vanmôre, kind van die Here, wat is jou keuse?
aan watter een van die 3 groepe mense wat die Here openbaar het, staan jy vanmôre, of sit jy vanmôre wat hier is? Is jy deel van die eerste groep wat hom verwerp? Is jy deel van die tweede een wat hom ken, maar nie wil deel hê aan sy lyding? Paulus staan en hy skryf en hy sê, sodat ek hom kan ken en in die krag van sy opstanding. Ek sukkel met daai vers elke dag van my lewe. Maar ek dink dat daar weer 'n openbaring nodig is, 'n openbaring van die kruis van Jesus. Of is ons deel van die laaste een wat hom met blydskap aanneem en sê, Here, kom herstel hier in my lewe. Kom doen iets in my lewe, Here. Iets niets. Here, daar dinge in my lewe doodgegaan. Daar dinge in my lewe, Here, wat nie meer reg is nie. Ek het U gedien op 'n tyd in my lewe. Ek was vurig vir U, maar ek het my blydskap verloor. Here, ek het U gedien in gees en in waarheid, Here, maar ek kan nie meer bid nie. Ek kan nie meer Bybel lees nie, want tyd, Here, is vir my 'n faktor geword. Kom herstel vanmôre my lewe weer opnuut, Here. Herstel vanmôre weer, Here, dat ek 'n koning vir my Jesus kan wees hier op aarde. Here, kom herstel weer vanmôre my kunskap, want ek voel ek is te vuil en ek is te swak om 'n kind van God genoem te kan word. En ek het foute gemaak. Ek het weggedwaal. Ek het die plesiere van die wêreld liewer gehad as vir U. Here, ek kan nie meer die kind wees nie. Dit voel vir my swaar, Here, om terug te kom. En terwyl ek sit, en ek wou nie uit oor 'n gemaakte kind van die Here, sê die Here vir my volgende vanmôre. Hy sê, hier sit mense sit vanmôre, wat in hierdie week uitgeroep het, in jou nood, in jou toestand, het jy die Here gevra, Here, wil U nie net vir 'n oomblik net op my dink nie, want hierdie las wat ek dra, is te groot. Dink aan my, Here, wat ek kan doen. En ek wil vanmôre vir jou sê, kind van God, die belofte het gekom vanmôre, deur middel van profesie, dat die Here gaan herstel word. Daar gaan weer 'n vereniging wees met die kansel in die hemel. En die Gees en die Woord gaan weer saamwerk. En die Here gaan weer herstel bring in sy huis. En ons sal 'n magtige werking sien van God se Gees, soos nog nooit van tevore nie. En hier het ek dit geskryf. Hy sê vandag het die Here vir my gesê, vandag is dit die dag van herstel. Nie môre nie, vandag. Wil jy met die oë sluit? En die hoof buig. My kort woord is klaar. Jy wat vanmôre hier sit, kind van die Here, en hierdie week uitgeroep het en gesê, Here, wil U nie net ook vir 'n oomblik net aan my dink nie, want in my toestand het ek U nodig. Ek kan nie meer 'n tree verder gee nie, Here. U moet my help. Dink aan my, Here. Wil daardie mense vra wat so uitlating gemaak het, om vinnig op jou voete te staan en die voor te kom staan asseblief. Jy wat uitgeroep het, dink aan my, Here. Dis die uitnodiging. Dis die direkte woord van God vanmôre wat ek ontvang. Waar mense uitroep, dink aan my, Here. En God het vanmôre aan jou gedink. Hy het vanmôre jou raak gesien. Jy sien, kind van die Here, hierdie uitnodiging is vanmôre vir spesifieke mense.
is vir selektiewe mense. Dis vir mense wat God gevra het, Here, dink aan my. En van die pastore, ouderlinge, die diakens, wie ook al die ander te hier is, vra om saam met my voor te kom staan en te kom bid. Hier staan selektiewe mense wat God gevra het, Here, dink aan my. Ek kan nie meer nie. Die pad het te swaar geword, Here. Dink aan my. Mag ek vra dat die Susan die dienst dit moontlik is, wat daar die liedjie speel, reach out and touch the Lord. As he passes by. En ek wil jy met jou hart oop, kind van die Here, terwyl jy voor staan. Trane wat vloei. God het vanmôre 'n persoonlike afspraak met jou. Miskien was jy vanmôre ook die een wat gesê het, Here, as jy nie vandag vir my iets doen nie, sien ek nie kans om verder te lewe nie. Dan maak ek 'n einde aan ons. Die oor is gesluit in van die Here. Jy wat vanmôre gesê, Here, vandag. Want as jy nie vandag in my lewe ingryp nie, mag ek einde en jy vir my lewe voor in toestaan. Jy wat nie meer 'n dag wil verder gaan, wat 'n einde maak of wil maak in jou lewe. Van het my beklaar. Pastore, kom ons bid vanmôre vir hierdie mense. Kom ons bid vir hulle vanmôre. Halleluja. My broer en suster, ek sal vanmôre onreg doen. Ek sal vanmôre nie gehoorsaam wees aan die woord van die Here en die stem van die Gees van die Here as ek vanmôre nie dit sê nie. Paulus skryf aan Timoteus, die hele skrif is ingedien tot die waarheid, tot weerlegging en waarheid. En vanmôre vind ek in my hart dat daar mense is wat die waarheid van hierdie woord en die krag daarvan hang aan die waarde van 'n mens. En ek wil vanmôre vir jou sê, kyk verby die mens. As jy vanmôre kan hoor wat die Gees van die Here vanmôre vir jou gesê het, en ek bring net die boodskap, ek bring net dit wat in my hart opgekom het. Moet nie die mens weeg aan die woord nie. God se woord is God se woord. En God sal doen wat God doen. Hoor vanmôre wat die Here gespreek het en hoor dat die Here besig is om sy liggaam op te rig. Hy is al reeds daarmee besig. En
hoor vanmôre hierdie woord wat vanmôre uitgegaan het. Moet nie 'n woord wees aan 'n mens nie. Moet dit nie koppel aan 'n prediker. Moet dit nie koppel aan jou eie gedagte van 'n prediker. Maar hoor vanmôre wat die Gees van die Here tot jou spreek. Ek moes dit vanmôre sê. Dankie. Ons gaan nou na die tafel van die Here toe gaan. Nou ek sê, julle is nou skielik baie stil. Wat gaan nou aan? O, wag julle vir my om iets te sê. Kind van die Here gaan vra, net vir 'n oomblik. Staan net vir 'n oomblik op jou voete. Ek dink julle is nou lekker seer gesit. En nou, ek wil net nog vinnig uitvind. Wie van julle is glad nie bly julle is in die huis van die Here? Steek op plaas. Maar as jy bly is vanmôre, as jy bly is jy's 'n koning vanmôre, as jy bly is die Here het jou raak gesien vanmôre, wil ek hê jy moet die Here vanmôre die grootste lofoffer gee as wat jy hom nog ooit gegee het in jou hele bestaan van jou hele menslike lewe. En as jy vanmôre die woord, die profesie en elke woord wat uit die mond van God uitgegaan het, glo vanmôre, wil ek hê jy moet vanmôre die Here 'n groot dankoffer gee. En sê haleluja, en stamp jou voete as jy moet, maar kom ons, raak net vir 'n oomblik 'n bietjie bly in die huis van die Here vanmôre. Sê saam met my doen.
Dis ook vanmôre vir ons 'n blydskap om aan die tafel van die Here te kan sit. Ek gaan oorgee aan die broeder wat aan die tafel van die Here vanmôre sal bedien.